en omtrent van daai oomblik af, in 2 minute, toe verander my hele gesig. Amen. My hare verander. Ek het 'n bluis gehad op daai oomblik toe ek nie meer 'n bluis nie. Alles verander, my oë verander. Yes. My liggaam, ek trek regop. Wow. Ek tel op, dit is my gesig verhelder oombliklik en ek voel in my hart, dis soos 'n pitsoeier wat oopbaar. Ja. Waar hierdie ding skoon kom en 'n verligting in my hart kom. Ek is welkom op aarde. Ek is welkom om suurstof te gebruik op aarde, net soos hierdie ander ding wat nie van my hou nie. Ek is welkom vir elke tree waar ek gaan en wat ek wil doen. En ek is welkom in die heerlikheid van God, want ek bepaal nie vir die godheid hoe hy sy regterstoel bestuur nie. Klaar. En die Here sê vir my, kom, ek sê Here, maar as ek die wat ek vir jou moet werk en die goed wat ek wou gedoen het, kom ons los daai goed. Ek sal tevrede wees om aan te gaan. Die Here sê vir my, jy sê ook nie dit nie. Ek sê Here, ag, die kerk en die goed het 'n klomp reëls en ek het al die goed oortree. Die Here sê vir my, hulle sê so. Maar as ek jou 'n platform gee, Amen. ek sê gee vir jou 'n mikrofoon, ek gee vir jou woord, sal jy daai woord bring. Yes. Irrelevant pastoortjies en predikantjies en dominees en president. Wag, wat het jy alles te doen in hierdie besigheid? Irrelevant hulle, ek het jou en ek roep en bevestig my roeping nou in hierdie sitkamer met jou. Ek het jou lief. Kom oor hierdie goed. Stap uit hierdie plek uit. Kyk die wêreld in die oë. En veg die geveg. Heerlikheid, en ek sê, jy sê 'n depressie val van my af. My verstand raak in 'n minuut skoon. Dit voel of 'n skootklap soos dinamiet wat dinge skoon skiet. Ek sien myself anders. Ek ervaar myself anders. En op daai oomblik toe weet ek dat die Here van die leerskare het ek vroeërheen gesien, ervaar, maar hierdie keer het hy my in my persoonlike hoedanigheid ontmoet. En dis hoe my journey intens met Christus en die navorsing met Christus begin. Amen. Wat vir my wonderlik is joh, ek soos ek sê, mense verstand is beperk, jou woordeskat is beperk. Maar soos wat jy praat, is dit, jy weet, mense ervaar daai heerlikheid wat jy daai dag ervaar het. Hoe het die omgewing jou toe daar sommer nou dadelik daar, die bure, hoe het hulle dit ervaar? Daai is baie interessant. Want dis waar my journey begin het. Tot op daar het ek mense, as jy nou hoor, ek sê vir jou, ek was in 'n kondisie, dis 'n kondisie, maar ek was 'n hoogs belese persoon. Ek het duisende rande se navorsing en boeke gedoen. Op alle gebiede, en van daai dag af toe swaai ek en Christus word my navorsing. Dit het so gebeur. Dit pla my, jy weet, dit pla my dat ek soms nie die ander boeke nog lees nie. Maar as ek myself kry, is ek in die Bybel. Maar net op daai vraag wat jy my nou vra, die mensies wat in die kompleks gebly het gesien ek is van die pad af, wel het groot respek vir my gehad, want hulle het geweet wie ek eintlik is. En hulle het geweet ek gaan, wel, soos hulle gesê het, deur 'n dip wat my lewe dalk kan kos. En ek het daai ontmoeting met die Here, as ek badkamer toe, ek het net basies my hare gekam, tande geboor. Dit het in elk geval nie gehelp die vorige keer. En ek stap uit die huis uit, en terwyl ek uit my huis uitstap, het ek 'n buurvrou en 'n buurman. Dit is maar hoe kompleks is, ons is so mekaar se wêreldjies in. En die een kloer so oor die muur, maar wat die ander een nou maar doen. En toe ek nou uitloop, toe is hulle daar buite, die een met 'n gras en die ander een met 'n ding. En hulle kyk op en die een dame kom na my toe aangeloop. Sy sê vir my, luister, ek het nou nie jou voertuigie gesien nie, maar ek is so en so. En sy gee haar naam vir my. Ek sê, okay, en daar's mos sulke jokes wat ek sal baie keer vir Jaco, ek sê, aangename kennis, weet, hallo, daar's sulke grappe wat ons Afrikaners so met mekaar maak. En ek steek my hand ook so uit, en sy sê vir my, jy het hier ingekom en so aan, jy kan jou kar, of as jy van buite, jy kan jou kar regtig hier parkeer hier voor. Ek sê, ja. Sy sê, maar
ek sien ek kom nou van binne af buitentoe. Ons is al 'n rukkie bekommerd oor Chris. Ja. En jy lyk na 'n ordentlike mens. Jy lyk regtig na 'n smart mens. Sy sê en ek dink jy's die ideale persoon. Sy sê ek weet nie wat hoe gaan dit met hom daar binne? Ja. Hoe lyk dit met hom? Leef hy? Sy sê want as jy hom net bietjie meer kan besoek en hom met hom praat, dat hy weet 'n pad saam met hom stap, dan kan hy uit hierdie gat uitkom. Wie en hierdie dame, ek ken haar man. Ek ken haar man. Ek ken die een hier, want die een kom staan ook en motiveer haar vriende en sy sê ja asseblief. Hierdie ou is regtig eintlik 'n nice ou. Maar hy's in 'n gat man. En ek kan nie glo wat ek hoor nie. Ek kan nie glo wat ek hoor nie. En terwyl hulle nou die kant en daai kant gepraat het, toe stop ek hulle. Ek sê ek weet nie wat hier aangaan nie, maar ek is Chris. Hulle sê nee man. Nee. Ek onthou die een tannie kyk my sommer so. Sy sê dis Chris. Sy sê wat het met jou gebeur? Wat gaan aan met jou? Jo. Sy sê gister nog, toe lyk dit of jy so krom hier by hierdie plek ingaan, verslaan, in mekaar getimmer, de mekaar. Ons het maar gehoop en bid jy gaan volgende week lewendig sien. Jy's 'n ander mens, jy's 'n ander man. Ek sê vir haar, "Wel, ek gaan vir jou nou een ding vertel. Ek het die Here van die leerskare ontmoet en daar's eintlik vir julle ook hoop want hy het ewen na hierdie kontry toe gekom. Ek het gedink hier's 'n manier waar die Here in hierdie kompleks hier sal inkom nie. Maar glo my, dan het hy met julle ook 'n ding aan die gang." Hulle sê wie en daai mense skrik eintlik. Ja. Die vrou sê ek kan nie glo dat 'n mens dit kos dieete en dit kos 'n gesondheidsplanne net in paar onthou dis die oggend, dis die middag. Ja. Dis die middag. Ek was klaar gemaak, ek is op pad uit, toe verander ek in 'n oogwink. Wow. En my hele gesig en alles verander. En net daar toe begin my journey met Jesus Christus.